Ons wag nog vir 'n klompie mense wat kom hulle nog. Daar's nog mense wat aankom. Maar goeienaand, baie welkom. Ek was al bang ek breek julle weg. En baie dankie ook vir die ouens wat inluister. As mense wat inskakel en ook 'n deel is van ons. Vanaand is Poekebiet se opening. Ek het vir hulle gesê ek kan eers na 7 kom. So as ek nie daar by die sop is nie, dan weet jy waar ek wegkry. Goed. Ek dink ons kan maar begin. My gebed is dat ook vanaand regtig 'n groei sal wees in ons nie net kennis nie, maar ons leef in die Heilige Gees. Ons tema van vanaand is dan krag van gebed. Ek sê nou krag van gebed is eintlik krag van die Heilige Gees. Skus, ek het aan Mariaan heel die mekaar hierso. Die krag van die Heilige Gees. Wat gaan oor, hoekom het ons daai hele vraag oor, dat ons praat so maklik van die krag van die Heilige Gees, en hoekom sien ons dit nie, hoekom is dit so, jy weet, so ons gaan daaraan werk. Kom ons maak die oor toe, dan bid ons saam, en dan gee ek oor vir Serena, vir ons lofprysing. Baie dankie dat hulle ons ook elke aand hier begelei, dat ons daarom kan saam sing. Here, ons God, is donderdag, dit reën, dit is koel, U is vir ons goed, U is vir ons wonderlik. Ons kom loof en prys U vir elkeen wat hier gekom het vanaand. Ons kom dank U vir elkeen wat inluister. Ons kom bid vir elkeen wat aangespreek word deur U woord. Dat hierdie woord letterlik sal wees soos ons dit by Esegiel lees, om het te eet, dat dit sal soet wees soos die heuning, en dat dit ons persoonlikheid, ons hele wese, ons geloof in ons godsdiens, en ons Christenskap, sal laat groei en kragtig word, in Christus Jesus. Amen. Goeienaand julle. Ek wonder of almal so uitasem is soos ek, want genade om 6:00 hier te kom sit, dis nogal 'n uitdaging. Maar kom ons begin vanaand met 'n Halleluja. Saggies en teer is die roepstem van Jesus. En ons gaan spesifiek, het ek gedink om hierdie lied in te sit oor die tweede vers wat ons gaan sing. Hy skenk vergifnis, hoe groot ook ons sonde. Julle sal dit nou net verstaan hoekom het ek dit ingesit. So ons gaan dit sing. En dan gaan ons die Afrikaans sing van I Surrender All. Here, by U troon kom kniel ek. Dis die beste plek vir my. En dan die tweede vers wat sê, as ek dan van hier af weggaan, wil U steeds nog naby wees. Laat my vashou aan U liefde en die waarheid van U Gees. Want ons is baie keer as ons hier sit, dan is ons opgewonde en ons weet ons gaan nou uit. En as ons daar buite kom, dan word ons bene weer lammerig en ons is bang. So kom ons bid ook hierdie gebed vir onsself. En ons gaan vanaand afsluit met ook nog 'n Halleluja lied. Red wat verlore gaan, soek die wat sterwe. En julle sal dit ook eers na die boodskap verstaan. So kom ons sing hierdie eerste 2 liedere terwyl ons dan staan. Van Jesus, I roep vir jou.
Saggies en keer klink die roepstem van Jesus. Hy roep, o sondaar, kom terug. Denk aan sy liefde wat hy ons beloof het. Liefde vir jou en vir my. Hy skep vergifnis, hoe groot ook ons sonde. Skenk dit vir jou en vir my. Kom thuis, kom thuis. Almal wat moeg is, kom thuis. Saggies en teer klink die roepstem van Jesus. Hy roep, o sondaar, kom thuis. Here by die troon, kom kniel ek, dis die beste plek vir my. Naby aan die groot genade, in die skadu wil ek bly. Ek kom lê neer, by die voete Heer. Neem my lewe, rug en lyding, U is in beheer. As ek dan van hier af weggaan, wil U steeds nog naby wees. Laat my vashou aan U liefde en die waarheid van U gees. Ek kom lê dit neer, by U voete Heer. Neem my lewe, rug en lyding, U is in beheer. Ek kom lê dit neer, by U voete Heer. Neem my lewe, rug en lyding, U is in beheer. U is in beheer. Kom ons maak ons Bybel, baie dankie. Kom ons maak ons Bybels oop by 2 plekke, Handelinge 1 vers 8. As jy nou net by 1 plek wil gaan, dan gaan jy na 2 Korintiërs hoofstuk 12. Handelinge 1 vers 8, wat ons al bykans uit die kop uit ken. En dan lees ons ook 'n paar verse uit 2 Korintiërs hoofstuk 12.
Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. In ons taal, jy sal 'n getuienis wees by die NG Kerk in Gobabis, Omaheke, Namibië en die hele Afrika en die hele wêreld. En dan blaai ons na 2 Korintiërs hoofstuk 12. 2 Korintiërs hoofstuk 12 en dan lees ons vanaf vers 5 tot en met vers 10. 2 Korintiërs 12 vers 5. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe ook oor my swakhede. Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien, doen of my hoor sê nie. Paulus praat hier na aanleiding van sy agtergrond as teoloog en as fariseer en so meer. 7, selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met vuiste te slaan. Is nogal erg. Vers 8. 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is ek sterk. Nou, ja, is dit hoe die NG Kerk lyk, né? Right. Dit lyk vir my 'n paar inleidende opmerkings. Julle gaan nie daai oom sê ken nie, hulle is te oud. As inleidende opmerkings wat ek wil maak, lyk dit vir my amper soos 'n modeverandering in die kerk. Ek kan onthou, ek was 'n jong seentjie toe my pa vir die eerste keer op Verleerstop as diaken aangestel het. Was dit nou vir jou 'n affære? Want Verleerstop is ver van die Kaap af. Hulle moes Kaap toe gaan. Hulle moes vir hom 'n manel laat maak, jy weet, by die makers. En dis wit das en 'n swart pak en ma het ook na ontwerper toe gegaan vir haar klere en haar bypassende hoed. Dit was 'n storie. En dan is daar baie eetgoed gewees en gaste wat kom kuier het en kom gelukwens. En ek kan onthou dat daarna was dit maar 'n storie, want as my pa kerkraadsvergadering hou, dan gaan die nag word kort, jy weet, want hulle sit heel aand tot ou nag daar. En vrouevergaderings en vrouedienste was net so 'n grand affære, want dan kom 'n generaal se vrou kom praat en dan kom die en dit word mooi gedek en 'n skoek en is alles. So van elke geleentheid, of dit doop is, onthou julle, as daar 'n kind gedoop word, is dit 'n storie oor die doopklere en waar gaan hulle dit doen en hoe gaan hulle dit doen. Belydenis van geloof was net so 'n hele storie, 'n week van katekese, 'n intensiewe belydenisklasse en dan is daar aangeneem en die voorstelling en dit is nuwe klere wat gemaak word en gedra word. En ook onthou julle die oopplasing van attestate as jy van een dorp na 'n ander beweeg en jy word verplaas word. Baie ernstig. Ek het nou die dag het ons hier agter begin skoonmaak, julle sal nie glo nie.
Ek het nog uit die 50e, 60e jare, het ek nog die eksamenpapiere, so ek weet hoeveel jy gekry het in jou sonneskooleksamen, was alles hierso, ons het dit nou maar weggegooi, want ons dink nie, dis meer van belang nie, want party mense dink hulle kry 'n pip in die hemel, as jy jou sonneskooleksamen deurgekom het. Onthou julle die seels en die diploma, party mense het dit in die huise opgehang, want jy dit volledig, en die ouens wat nie volledig het, die gooi dit weg, dat niemand kan sien, dat sy diploma is nou nie al die seels op nie. So, dit was regtig 'n grand affære, 'n netjiese storie. Vandag lyk ons so 'n bietjie anders, en die bordjies totaal verander. En baie mense is dankbaar daaroor, want ons het weinig meer aan hierdie rituele gedoentes. Nou moet ek vir julle sê, aan die een kant is dit 'n verligting, is dit 'n verlossing van al hierdie uiterlike dinge, is ons kerk baie meer, op die mooi manier gesê, simplisties, en wil ons amper meer sê, gaan ons meer geestelik in 'n verdieping in. Maar nou moet ons daarom nou nie sê nie, kyk nou toe my paale daar so netjies gelyk het daar ook wonderlik as jy nou na Andrew Murray kyk, swart menel aan met die striktas en die beffie en al daai goed, en die Pinksteruitbreking van herlewing, dit het ons daar gehad. Ek self het as kind van Sap A, Sap B met 'n tannie wat vir ons Pinkster gehou het, die kinders, nadat ons nou aan die Halleluja's gesing het, dat 'n tannie vir ons na die konsistorie toe gevat. Vir my was dit 'n groot kamer, later het ek gesien, is maar 'n klein vertrekkie, en het 'n tannie vir my geleer om hardop te bid, en Pinkster te kom beleef, en het my roeping as predikant alreeds in 'n agterkamer in 'n kerk met 'n kerktannie begin. So, dit was daar. So ons het nou baie van die rituele en daai goed verloor, maar ons het ook ander goed verloor. Kerke is leer. Kerke het selfs toegemaak soos moedergemeente hier in Gobabis, aan gebrek aan belangstelling. Kinders kom nie meer kerk toe. Ons het al met mekaar daaroor gepraat. Hulle ken nie meer die Bybel nie. Ek het Dinsdagoggende baie vroeg het ons 'n gebedsgeleentheid, 'n megasyf met die oog op sending, en van die Nederlandse sendelinge wat hier is, en het kuis gesê, nee, dit was Jacques Louis wat gesê het, sy pa sê hulle so besorg oor 'n Nederland wat elke week 'n jong mens voor die trein inspring. Elke week. Wat net moed opgee, wat nie meer die pad loop nie. Ek weet nie of julle weet nie, maar Suid-Afrika en Namibië inbereken die hoogste erskeidingssyfer ter wêreld. So dit is nie net die kerk wat leer raak nie, dit is ook nie net die geestelike lewe wat agteruit gaan nie, maar die mense maak dit ook nie in hulle persoonlike lewe nie ook in hulle huwelike nie, in alle opsigte. Ek het hier geskrywe, dat in ons hoofstroom mense, dit beteken die gewone mense, in die ou dae was dit, jy weet, dit so al verskande, en die mense skinder agter hulle hande. Vandag is daar al meer in die hoofstroom mense, wat hulle grootste mediese eis is pille wat spanningsverband is, stresverbande medisyne, wat gedrink word, baie siektes, wat daar volgens is, omdat mense, hulle maak het nie. Selfs ook dominees, en sendelinge, wat totaal in mekaar stort. En dan vra jy vir jouself af, maar die krag van die Here, waar is dit? Wat het daarvan geword? Ons beleef het ook in die kerkraad, dat mense nie meer bereid is om geestelike leiers te wil wees nie. Hulle wil nie op die kerkraad dien nie, omdat hulle self as onbekwaam sien, en ek is nie waardig om op die kerkraad te dien nie. Ok, nou
kom Paulus, en dan skryf Paulus, ek sal nie roem, ek wil nie daarop roem nie, want ek is eintlik swak. Nou, ek het weer by Andrew Murray gaan loer, en Andrew Murray sê dat min woorde van die Bybel word so verkeerd verstaan as hierdie wat die Bybel praat van die swakheid. Want wat dan gebeur is daar so godsdienstige lamheid en die skuldgevoelens dat ek weet ek moet meer kerk toe gaan, ek weet ek moet meer betrokke raak, ek moet meer sendingwerk doen, ek moet gaan tuig, ek moet gaan lewe, maar ek kry myself nie daar nie. Ek weet wat ek moet doen, maar kry dit nie reg nie. Ek kan onthou dat ons 'n ouetjie gehad het, wat ek het hulle getrou op 'n stadium, en hy het gereeld, jy kon jou horlosie daarop stel, het hy die bidure bygewoon, hy kerk bygewoon, baie betrokke lidmaat geraak, en toe kies ons hom vir 'n diaken, hy word voorgestel as die diaken, en toe het ons hom nooit weer gesien, nooit weer. Ons moes hom letterlik soek, en toe kom uiteindelik in die hande kry, toe sê hy, ek het totaal in mekaar gestort, want ek kan nie 'n diaken wees nie. Ek wil doodgaan as ek in 'n deur moet klop, of ek moet mense bel, of ek met mense kontak maak. Ek kan nie. En hy het weggebly van die kerk af, want hy het nie kans gesien daarvoor nie. En hy het ook nie die moed gehad om dit vir ons te sê nie. Nou, wat nou gebeur is, dis hoekom julle sal oplet, en ek het ook pak gekry, hier selfs in Gobabis, dat ek nie elke Sondag die wet lees, en elke Sondag die geloofsbelijdenis doen nie, want daar is 'n spesifieke rede, omdat ek voorheen by 'n mediese dokter pak gekry het en gesê het, die NG Kerk by name, het nie die ander kerke se name genoem nie, is die oorsaak dat ons mense depressief word, want ons lees elke Sondag die wet, elke Sondag, dan bely ons maar weer, jy het dit weer nie gemaak nie, en jy kan dit nie maak nie, en kom ons sê sorry, en ons probeer volgende week, en ons weet vir ons siel, hy gaan weer dieselfde teks lees, dieselfde wet, en dieselfde belydenis, en elke keer, en ons kom nie vorentoe nie, en dan begin lidmate die ervaring hê, dat die Here verwag van my goed, wat ek kom nie daarby nie, is net too high to come by. Ek kom nie daarby nie. Nou, swakheid in die Grieks is astheneia. Astheneia, as jy hom wil in ons taal vertaal, is dit in Engels malfunction. Ek kan nie funksioneer nie. Dis soos 'n gestremde mens wat weet, ek moet loop, ek moet kan werk, ek moet dinge kan doen, maar kan nie, want ek sit in 'n rolstoel. My liggaam, dis waar hulle sê, my kop en my liggaam praat nie met mekaar nie. Ek weet ek moet opstaan, ek weet ek moet my een been voor die ander een sit, maar kan dit nie doen nie. Ek weet ek moet hierdie goeders doen, want die Bybel sê dit vir my, die Here verwag het van my, almal verwag het van my, maar kan nie. Ek het net nie die krag om dit te kan doen nie. En daarom is dit, dat ons amper kan ons sê, geestelik verlam is, godsdienstig verlam is. Die probleem raak egter groter, want dis nie net in die kerk nie, dat ek beleef dit ook, dat ouers kla, en die kinders kla, dat daar's geweldige klomp verwagtinge van ons. Dis nie die kerk nie, maar die skole, van vanmôre tot vanaand, is dit 'n sport, dis akademie, dis huiswerk, daar's konserte, daar is ATKV, daar's redenaarskompetisie, daar's allerhande, daar's kore, en ons kom nie daarby nie, en hoe groter die en grander die skole, hoe verskriklik is dit. Ek kan onthou, ek het my mal gery, want ek het 3 kinders gehad, en op 'n stadium het ek 3 ander mense se kinders in my huis gehad, en ons was 6 kinders in 5 verskillende skole, wat ek rondgery het. En dis rugby, en is swem, en is tennis, en is skaak, en is ballet, en is dit, en is dat.
Dis net verskriklik. En ons maak dit nie. Die lewe is so vol verwagting, julle wat jong ouers is. Wat ek moet 'n goeie vrou wees vir my man, ek moet 'n goeie man wees vir my vrou, ek moet ekstra geld inbring, ons moet die werk verwag 'n klomp goed van my, die gemeenskap verwag, dis bizar, ons moet koek bak, die kinders moet eksamen skryf, en mense stort in duie. Want hoekom? Ek probeer uit my eie krag te doen, maar is nie my persoonlikheid nie, dis nie my geaardheid nie. Nou die Woensdag het ons met mekaar gepraat oor die verskillende kleure, en dis nie my kleur nie. En is dan wanneer, ek wil amper sê, jou gewone mense net in mekaar stort. En medikasie moet drink om hulle net regop te hou, en gaan vir berading, al hoe meer mense wat terapie nodig het om staande te bly, soos ek net maar gesê, tot dominees, sendelinge, stort in duie. Hoekom dink julle staan 'n dominee agter 'n preekstoel? Hoekom is daar 'n preekstoel? Het jy al gewonder, hoekom is daar 'n preekstoel? Ja, jy kruip weg agter hom. Jy kruip agter hom weg. En nou doen ons EE. En EE beteken jy moet in die strate ingaan en mense gaan konfronteer oor die evangelie. Ek gaan nie name noem nie, maar bekende dominee van Windhoek het ook die kursus by my gedoen. En gelukkig doen ek die kursus, so ek hoef nie te gaan nie. Nou, ja, ek het ook gegaan, maar in elk geval, ons het in Heilbrouwse straat ons dit gedoen. Jy is besig om hier vir iemand te bid, en hier slat hulle ou, en daar arresteer hulle ou, is nogal rof. Maar hoe dit ook al sê, en hier kom die dominee met 'n getuienis, en hy sê, dis hoekom ek 'n dominee geword het. Ek het 'n kerk, en die mense kom na die kerk toe, en ek kruip agter die preekstoel weg, en ek preek oor wat ek voorberei het. Ek gaan nie na wildvreemde mense toe nie, en hier kom jy, en jy jaag my in die strate in. En toe dink ek, vir jou gaan ek bol. En so wat hy toe doen is, as jy in Keiserstraat, wat nou Independence Avenue afloop, is al jou besighede aan die regterkant, en aan die linkerkant is al jou sake, jy weet die home affairs en die banke en die poskantoor. Toe besluit hy loop aan die kant, want in die aand is niemand aan die kant nie. En toe gebeur dit, 'n ou in daai kant roep hom. Hoe duidelik met die Here praat. En toe kon hy sy getuienis gee. Ons sukkel. Dis asof ons lam gelê is, ons weet nie hoe nie, ons is in angs en bewing, en ons kom nie by alles uit nie. En dan maak Paulus 'n baie vreemde uitlating. Hy praat oor, ek kan nie, ek het 'n doring in die vlees. Ons weet tot vandag toe nie wat daai doring in die vlees is. Maar vanaand sit jy hier en jy het 'n doring in die vlees. Ek is nie 'n ekstrovert nie. Ek kan nie maklik bid voor mense nie. Ek is bang vir mense. Ek weet nie hoe nie, want ek sien myself net nie goed genoeg nie. Of mense sal sê, jy's die laaste ou wat kan praat, ons ken jou geskiedenis. Ek het 'n sleg trekrekord. Hy sê die doring in die vlees was so erg, dat hy dit verduidelik en hy beskryf dit as 'n Satan wat my met die vuis slaan. Ek kom nie regop nie. Ek kry my kop nie opgetel nie. En ek het herhaaldelik gebid, jaar na jaar, stilte tyd na stilte tyd. Ek het gaan bieg, en ek het vir die dominee gevra, en ek het self gebid, vat dit van my af weg. En hy vat dit nie af nie. En ek kan nie daar uitkom nie. En dan skielik draai Paulus en dan sê hy, maar is alright, ek het hierdie swakheid. En die Here het dit nie van my al weggevat nie. En ek kom loof die Here
vir hierdie swakheid, vir vervolging, vir boelie, vir moeilikheid. Want sê hy, wanneer ek swak is ek sterk. En jy en ek het geen idee wat dit beteken nie. Kom ek probeer vir jou verduidelik. Wanneer jy dit my daaraan herinner. Toe ek op Stellenbosch was, het ek is ek klinies opgelei. So na my teologiese opleiding is ek Tygerberg Hospitaal, toe het ek my M in siekepastoraat geloop. Nou kliniese opleiding werk so, jy het net sulke dik boeke wat jy moet leer. En hierdie boeke leer vir jou, dat wanneer iemand nou, die mens onthou wat depressief is dit die uitvalle. Kopseer, kan nie slaap nie, droë mond, en al hierdie soort van goeders, liggaamspyne, begin asemhalingsprobleme het, party ouens se maag begin bloei, ander ouens kan kry asma aanvalle, angsaanvalle, en so meer, en dan is dit die diagnose en dan is dit die behandeling wat jy gee. As iemand so is hy skizofreen en daarom is dit die behandeling. As iemand so is hy bipolêr, ons het daai tyd gepraat van manies depressief, en dis die behandeling wat jy gee, dis die medisyne wat jy gee, dit is wat jy doen. Dis klinies. Dit beteken, so, as ek nou my graad het en ek is opgelei, dan kom jy na my toe, en ek begin nou met my kop in daai boeke, en ek moet nou net mooi onthou, en ek begin vir jou vra, en aan die einde van die dag diagnoseer ek vir jou, en dan gaan ons nou jou behandel. En toe kom daar 'n snaakse man. Dit was nou vir jou 'n kreatuur daai ou. Hy was 'n Fransman wat 'n mossige lewe gehad het. En 'n rebel van geaardheid. Baie slim gewees. Sy ouers, hy is 'n Fransman. Hy het later 'n bekende filosoof geword, wat ek wil amper sê, een van die bouers was wat ons totaal van modernisme na postmodernisme toegevat het, met die naam van Michael Foucault. Michael Foucault. Klink van my baie soos 'n Macau, maar something like that. Hy het hom ook gedra soos een. Goed. Michael Foucault is toegestuur deur sy ouers om te gaan medie swat. En net om sy ouers te irriteer, het hy weggeloop by die klas uit en gaan geskiedenis swat. En toe hy sy geskiedenis klaar het, het hy sy PhD in geskiedenis gedoen. En net om almal te irriteer, gebruik hy toe die mediese fakulteit wat die jongste was, psigiatrie, om hulle aan te vat. En hy sê vir hulle, in die begin, as 'n ou se koppie lekker is nie, dan sit hulle hom op 'n brandstapel en sê hulle die anti-heks, dan brand hulle uit. Later het hulle in 'n kelder toegesluit, later het hulle gestrep, later het hulle elektriese skokke gegee, later het hulle hierdie pille gegee en later die ander pille. En sy einde van sy PhD is, en julle sê julle weet nie. Dis wat julle is. Julle weet nie. Ons weet nie. En so het hy begin in die postmodernisme ingaan, en die modernisme met sy wetenskap, en wat gebou is op ek ken, ek weet, het hy totaal gepootjie. En dan kom Andrew Murray, en hy haal Paulus aan, en hy sê, swakheid beteken eintlik 'n magteloosheid. Want ja, in psigiatrie het ek jou al hoeveel maal gesê, jy kan sekere siektes hanteer, maar 'n persoonlikheid kan jy nie verander nie. Dit maak enige dokter, dominee, psigiater, sielkundige magteloos, 'n onvermoë. En in die postmoderne gaan die terapeut met 'n ander denke en verstaan in die terapie in wat ons noem not knowing
Ek het nie 'n cooking clue wat aangaan nie. Ek het nie 'n cooking clue wat jy my keer nie. Ek weet nie. En wanneer ek dan nie weet nie, moet ek gaan soek. En dit dwing my om vir die Heilige Gees te vra, want God het hierdie mens gemaak, om na omstandighede te gaan kyk, om 'n persoonlikheidsondersoek te gaan doen met hierdie persoon, en saam met hierdie persoon die pad te loop, om te gaan soek na antwoorde. Ek hoop jy verstaan wat ek bedoel. Daar was 'n man, ek is 'n baie liefhebber van hom, hy's 'n katholieke priester, sy naam is Henry Nouwen, en dan skryf hy een van sy mooiste boeke, The Wounded Healer. Wat hy daarby bedoel is, hoe swakker jy is, hoe beter terapeut is jy. Daar's nie iemand wat 'n alkoholist meer kan help as 'n ex-alkoholist nie. Daar's niemand wat vir babes kan red as jy nie. Want jy het hier groot geword, jy ken die mense, en jy was ook hier, en jy was ook hier jonk, en jy was ook hier op die skool, en jy was en is ook 'n sondaar. Jy is die spesialis. En dis waaroor dit gaan. Ons het nou die dag gepraat oor die kleure. Daar's niemand wat 'n rooi mens kan help en 'n hand vat as 'n ander rooi mens nie. Daar's niemand wat 'n blou mens kan verstaan behalwe 'n blou mens nie, as jy dit so kan stel. Want rooi sê jy simpel, gaan. Ons fire jou uit die job uit. En juis hierin lê die krag. Ek het nie geweet die Bybel is so modern en so hoog nie. Paulus sê, ek roem in my swakheid. Want Paulus het geleer dat die Here hoef nie my probleem weg te vat nie. Hy maak my sterk sodat ek binne my probleem oopwinnend kan leef. Om nie hoogmoedig te word en sê ek is beter as ander mense nie, het ek in my swakheid, en die Here vat dit nie noodwendig weg nie, hy wil hê jy moet binne in daai swakheid vir hom leef, vir hom werk en dit oorwin. God laat toe en gee dit selfs vir jou, sodat jy binne in jou swakheid, binne in jou probleem oorwinning kan lewe. Ken julle, of kyk julle nie seker vieslike goed nie, Naked and Afraid? Jy ken dit nie. Dis twee wildvreemde mense, wat hulle in Afrika of in 'n afsonderlike plek sit, dan trek hulle al hulle klere uit, dan moet hulle vir 21 dae, 21, hoeveel? Debo? 22 of 21 dae moet hulle oorleef. Daai muskiete vreet vir hulle. En hulle het geen kos nie, en so aan moet hulle lewe binne daai omstandighede. Toe hulle die sokker hier aangebied het, toe het ek en Dirk Baden ons 'n lang gesprek gehad oor is Afrika gereed om die wêreldsokker aan te bied. Toe sê Dirk ja, want dis hoekom mense Afrika toe wil gaan. Hulle is so moeg vir New York se strate en sy grindheid. Ons wil gaan kamp in die natuur. Want binne in die natuur, waar ons moet waterloop haal, waar ons moet ver stap bosse toe, en waar ons met primitief lewe leer vir ons om sekere goed te kan oorwin. Want dan soos nie meer lam gelees die krag afgaan nie. Of as die strate verspoel nie. En dis wat Wounded Healer geleer het. Waar het hy dit gedoen? Hy was as 'n monnik, het hy gewerk in 'n psigiatriese hospitaal vir baie jare.
en hy het gewerk met mal mense, as ek dit sommer so blaatant kan stel, en besef het, ek is net so mal soos hulle. En hulle het vir my net soveel te leer, as wat ek vir hulle kan leer. Ons al twee stap met ons wonde in 'n oorwinning in. En dis waarheen die Heilige Gees jou wil vat. Toe ek absoluut in geestelik op my laagtepunt was, wat ek so kwaad vir die Here was, dat ek 3 maande nie met hom gepraat het nie, oor iets wat gebeur het die Here Jesus in 'n stem wat ek kon hoor vir my gesê, I didn't promise you a rose garden. Toe sê ek soek nie my rose garden, ek soek die kind wat dood is, met 'n nonsens wat gebeur het, soek ek terug. En toe het hy begin en gesê, jy moet daar deur. Jy kan nie op die paviljoen sit en sê jy is die vinnigste in die 100 meter nie. Ek sê, wat het dit met die prys van eiers te doen? Hy sê, ek het nie in die hemel gesit en gesê, ek is die sterkste nie. Ek het in die hemel afgekom en ek is deur pyn, deur lyding, deur die dood, om het te oorwin. Ek het nie blue eye boys nie. Jy moet dit ook doen. Ek sê, ek gaan dit nie maak nie. Hy sê, jy sal, hou net aan my vas. Kom. Want dis hoekom ek hier is. Om dit te kan oorwin. En daarom het ek in my PhD gewerk aan 'n nuwe terapie wat ek noem Action Authentic Research, waar jy na jouself kyk en jou eie omstandighede en ondersoekend saam met die Gees van God en saam met mense en saam met jou geliefdes begin groei en groei en groei deur jou moeilikheid tot in oorwinning. Kom ek lees saam met jou die wonderlike not knowing woorde van Johannes. As Johannes skryf, kyk met watter empatie Johannes skryf. Hy skryf vir die mense en hy's nie verwytend nie. Trouwens, hy sê, jy gaan oorwin, jy gaan dit maak. Ek skryf vir julle, liewe kinders, omdat julle sondes vergewe is in die naam van Jesus. Hy sê nie julle sleg en kyk hoe loop julle op die strate nie. Ek skryf vir julle vaders, ons sit met baie skuldgevoelens, omdat julle Jesus ken, wat van die begin af daar was. Gaan kyk na jou verlede, en gaan kyk na die geskiedenis, hoe die Here die dorslandtrekkers en die mense gelei het. Tot hier. Dan sal hy vir jou lei en jou kinders. Ek skryf vir julle jong mense, omdat julle die bose oorwin het. Julle kan. Ek het vir julle geskryf, kinders, kyk die herhaling, omdat julle die Vader ken. Ek het vir julle geskryf, vaders, omdat julle Jesus ken, wat van die begin af daar was. Ek het vir julle geskryf, jong mense, omdat julle sterk is, en die woord van God in julle bly, en julle die bose oorwin het. En as jy hom gister oorwin het, kan jy hom vandag oorwin, kan jy hom môre oorwin. En daarmee wil ek afsluit. My krag lê juis dan daarin. Nie omdat ek van buite af met 'n meerdere en 'n betere en 'n meer professionele kennis voorskryf nie. Man, jy moet die kopdokter loop sien, jy moet die dokter loop sien, jy moet na die dominee toe gaan, jy moet na die toe gaan en na daai toe gaan, sodat jy kan oorwin. Nee. Jy kyk na jou eie swakheid, jy kyk na jou dorp se swakheid, jy kyk na die omstandighede, en jy gaan luister na God se stem, en jy gaan kyk na die mense, en jy gaan luister na die mense se stem, en jy gaan kyk na jou situasie, en laat die situasie met jou praat, en saam met die Heilige Gees oorwin jy. Ek het dit nie geskryf nie, ek gaan 2 voorbeelde gebruik. Toe ek in matriek was, het ek biologie.
Ons het 'n onderwyser gehad, waar hulle die man vandaan gekry het, weet ek nie. Maar hy was 'n laerskoolonderwyser, met alle respek. Hy was ons is in 'n dubbel medium skool, Afrikaans en Engels. Dit was 'n laerskoolonderwyser wat 'n kursus in landbou gedoen het, en toe kom hy as 'n hoërskoolonderwyser in 'n dubbel medium skool, moet hy nou kom biologie gee. Kom ek sê nou vir jou sy kennis, toe ons matriek skryf, het ons die vraestel kon ons huis toe vat. Toe vat ons die vraestel toe hom, toe hy kon een kort vraagie antwoord, van die hele matriek. Dit is nou my matriek biologie onderwyser. Hy kon nie 'n woord Engels praat nie. As hy vir ons sê, hy sê, look for me, kyk ons onder die banke waar hy. Hier teen Julie maand, toe besef ek gaan na die onderwyser toe, ek sê, ons kan wragtig nie die hele jaar leer om 'n para af te slag nie. Hier's 'n klomp biochemie wat ons moet doen. Hy sê vir my, ek weet niks van haar. En wat het ek gedoen? Ek was heel paniekerig, want onthou, jou toekoms lê op die spel. As jy nie regte punte het nie, kan jy gaan universiteit toe gaan nie. En ek het met die Here gaan praat, en ek het daai boek gevat, en ek is nie 'n akademiese boffe nie, en ek het die Here daai pad gestap, en van die 12 kinders was ons 2 wat hier gekom het. Die res het pille gedrink en gaan slaap. So waar gebeur dieselfde ook, toe ek in my 2de jaar is, vat ek 'n stopvak antropologie, volkekunde, en die dosent skryf vir ons, ek maak jou die mekaar, Marianne, skies. Die dosent skryf vir ons 'n boek voor. Ons sê die dosent, die boek wat jy voorgeskryf het is uit druk uit. Daar bestaan nie, die boek is nie beskikbaar nie. Hy sê, toe besef ons, hy het klaar sy vraestel opgestel uit daai boek uit, maar die boek is nie beskikbaar nie. Ek jok nie vir julle nie, 2 dae voor die eksamen, toe kom die boekwinkel en laat weet vir ons, die boek is uit. Ek was een van die min wat 'n boek gekry het. Nou sit so dik boek, hy's dikker as die Bybel, jy 2 dae. En ek gaan sit, ek vertel dit vir al my katekisante en die ouens wat nie wil weet en nie wil weet nie, leer ek vir die kinders. En ek gaan sit en ek sê, Here, U weet, ek is nie 'n bright student nie, wat maak ek? Toe sê die Here vir my, leer die inhoudsopgawe van die boek. Los die ander. Leer net die inhoudsopgawe van die boek. En ek het hom uit my kop uit geleer en hy sê, as jy tyd het, lees die eerste sin van elke paragraaf. En ons gaan sit in die eksamenlokaal, angstig. Jy kon William so smaties kou, want jy is totaal angstig. En hulle deel die vraestel uit. En as net een vraag. En hy tel 300 punte. Waaroor gaan die boek? Hoe jy in 'n onmoontlike situasie besef, jou sterkte is, ek weet nie. Ek het geen idee nie. I don't know. And not knowing. En dan dwing dit jou om te gaan hulp soek. En dan kan die Here met jou werk. Maar solank ek en jy sê, ek weet en ek het die antwoorde en ek maak so en ek maak so, kan die Here jou nie gebruik nie. Daarin lê jou krag, sê die Bybel. Kom ons bid. Ons gaan nou oor tot gebede. En ek het so 4 prosesse waardeur ons gaan. So kom ons maak weer, soos ons sit, lekker diep asemhaal, die Heilige Gees gaan met ons 'n pad loop. Onthou nou, ons het gepraat van gedoop met die Heilige Gees. Die Heilige Gees is God self wat binne in jou is. Hoe dieper jy asemhaal, hoe meer jy plek maak en jouself leeg maak, hoe meer plek is daar vir God, die Heilige Gees, om in jou te kom. Ek gaan nou vra dat jy nie die eerste gebed, die eerste ronde gaan jy nie bid nie. Ek wil hê jy hoef nou ook nou nie
hoe kan ek nou 'n mooi woord gebruik om te sê, 'n masochiste wees of iemand wat nou jouself bejammer nie. Ek wil hê jy moet een doring in die vlees identifiseer. Wat is die seerste doring in jou vlees? Jou grootste flaw, jou grootste swakpunt. Erken dit. Kom sê voor die Here, ek kan nie kook nie, ek kan nie praat nie, ek is nie akademies sterk nie, ek is geestelik swak, ek het 'n seksuele probleem, ek is depressief, wat jou doring in die vlees ook al is, en onthou hoe groter hoe beter. Paulus sê, dis soos 'n Satan wat my met vuiste slaan. Sit dit op die tafel, voor die drie enige God. Julle het daai prentjie, die Vader, Seun en die Heilige Gees, sit daai doring op die vlees. In jou verbeelding skryf jy op 'n stukkie papier, gee erkenning daaraan en sit dit op die tafel voor die Here neer. Gaan definitief nie die eerste keer wees wat jy dit doen. OK. Jou swakpunt het jy op 'n papier neergeskryf. En nou gaan jy die saak met die Here uitmaak. En Jesaja sê, as jy kwaad is vir die Here, kom laat ons die saak uitmaak. Paulus sê, ek het gebid, hy het nie die doring in die vlees weggevat nie, want anders word ek hoogmoedig. Ek wil nou vra dat jy vir die Here sal vra, hoekom het hy dit nog nie weggevat nie? Wat is die rede dat jy al die jare met hierdie ding sit? Hoekom laat hy dit toe? Hoekom het hy dit nie weggevat nie? Hoekom vat hy dit nie weg nie? Luister na wat die Here vir jou sê. As die Here dit nie wegvat nie, wil hy opwees 'n bepaalde pad met jou stap. En dis nou 'n saak wat jy vanaand moet uitwerk met die Here. Jy moet by die Here hoor, as ek dan nou tot by die graf met hierdie probleem sit of met hierdie saak, wat wil die Here hê?
hoe moet ek oorwinnend as Christen, as 'n gelowige, hoe moet ek daarmee maak? Wat moet ek daarmee maak? En hoe moet ek dit hanteer? En hoe moet ek oorwinnend daarmee omgaan? Want my swakheid word nou my krag. Ons laaste gebed. Hoe kan ek met hierdie probleem die koninkryk van God bedien? Dwars deur die Bybel, van A tot Z, van die eerste bladsy tot die laaste bladsy, het die Here gewerk met mense met doring in die vlees. Abraham het kort homself gevang dat hy lieg. Moses het gehakkel en hy moes 3 miljoen mense omtrent lei. Jeremia het gesê ek is jonk, Amos het gesê ek is net 'n boer. Een van die profete het gesê, Petrus ook, gaan weg, ek is 'n sondaar. Gaan weg van my af. Petrus het na hy groot man gesê het, hy sal nie toelaat dat iemand sy pote aan Jesus sit nie, het hom verraai. Paulus het gelowiges doodgegooi met klippe. Almal het 'n doring in die vlees gehad en God, Jona het weggehardloop, want hy was 'n rasis, hy het nie van Ninevese mense gehou nie, hulle is aaklig, hulle is onbeskofte mense wat nie mense is nie. Elkeen het 'n doring in die vlees gehad en die Here het juis dit gebruik.
binne sy koninkryk. Ek wil hê dat jy vanaand die saak sal uitmaak. Jy het gedink, dit hou jou weg van die koninkryk van God. Die Heilige Gees kom vanaand en sê, ek wil juis jou swakheid gebruik om kragtig in die koninkryk van God te werk. Maak die saak met die Here uit. Hoe kan jy jou swakheid gebruik, die doring in die vlees, om kragtig in die koninkryk van God, in hierdie kerk, in Gobabis, te kan begin optree? It's a tall question, maar vra vir die Heilige Gees om vir jou daardie goddelike antwoord te gee. Jy het amper die pot misgesit. Jy het amper die geestelike roeping wat die Here jou geroep het gemis, omdat jy gedink het as gevolg van my swakheid, is ek nie heilig genoeg nie. Is ek onbekwaam, moet ek my mond hou. Ek staan nie vir my plek nie. Vanaand roep die Heilige Gees jou weer, soos hy Moses geroep het wat hakkel, soos hy die Samaritaanse vrou roep, soos hy vir Paulus geroep het, kom roep hy vanaand vir jou en sê, juis omdat jy swak is, kan ek kragtig in jou werk. Kom ons staan en ons sing dit, red wat verlore gaan, want jy weet hoe. Deur die Gees. Kom ons staan. Red wat verlore gaan, soek die onsterfde, red ontvang, uit sonde en dood. Weet al die dwaling is, red
ons verwagting, krag tot die werk, sal ons gees u verleen. Lei na die nouwe weg, almal geduldig, jy soort verdwaaldes, het Jesus gewen. Red wat verloren gaan, soek die wat sterwe, Jesus is liefdevol, Jesus gaan red. Red wat verloren gaan, soek die wat sterwe, Jesus is liefdevol, Jesus gaan red. Jy kan uitgaan in die volle krag van die Heilige Gees, want die genade van Jesus is onbeskryfbaar en onmeetlik groot. Die liefde van God vir jou is fantasties. En die gemeenskap van die Heilige Gees gee vir jou goddelike krag om te doen waarvoor hy jou geroep het. Amen. Baie dankie. Kom ons gaan kuier saam.